Goeiemôre vriende, dit is vandag die 2 Desember, Dinsdag. Ek hoop julle het sommer 'n lekker vandag wat vandag so voor julle uitstrek. Kom ons raak net so vir 'n wyle stil. Dankie Vader vir die liefde, baie dankie vir die bystand, baie dankie vir die omgee, baie dankie vir die daar wees, elke oomblik van die dag. Amen. Vriende, mag daar vir julle genade en vrede en oorvloed wees, omdat julle God ken, Jesus ken en die Heilige Gees ken. Ja, ons gaan nou aan hierso wat ons by Paulus bietjie gepraat het, Paulus gesê het, ek moet ons Saterdag 'n bietjie met mekaar gedeel wat gesê het, al wat ek wens is om Christus te ken. Al wat ek wens is om Christus te ken, en ons het so 'n bietjie daaroor met mekaar gepraat. Dan gaan hy aan en sê hy, al wat ek wens is om Christus te ken, die krag van sy opstanding te ondervind en deel te hê aan sy lyding deur aan hom gelyk te word in sy dood, in die verwagting dat ek self sal deel hê aan die opstanding in die dood. Nou vriende, hierdie is nou 'n absolute mondvol, né? Dit is 'n absolute mondvol, en dit is wat ek laas ook vir julle gesê het. Mense lees net so maklik by die goed verby, né? So kom ons unpack dit net so 'n klein bietjie, ons net so 'n klein bietjie afstel. Hy sê, al wat ek wens is om Christus te ken. Ons het 'n baie stil gestaan. Die krag van sy opstanding te ondervind. Kom ons staan net gou 'n bietjie daar stil. Vriende, die krag van sy opstanding, dit beteken God het Jesus Christus uit die graf uit opgewek, né? Daai krag om Jesus wat dood was op te wek in die krag. Nou sê hy, ek wil graag die krag van sy opstanding ervaar. Ek wil daai krag, daai opwekkingskrag, daai krag wat God vir hom gee. Dit is 'n mondvol, liewe vriende. Dit is 'n mondvol, né? Jesus sê op 'n stadium, sê hy, julle sal meer doen as ek. Julle sal groter dinge doen as ek. En dit is daardie krag, daardie opstandingskrag wat God gebruik het om vir Jesus self God uit die graf uit op te wek, sodat hy opstaan, sodat toe Maria hulle daar kom, sy graf leeg, né? Paulus sê, ek wil daai krag, daai opstandingskrag, die krag van sy opstanding wil ek graag ondervind. Nou vriende, dit is 'n groot ding om te vra vir God, né, wat Paulus hier sê. Die een ding wat hy sê, ek wens ek om Christus te ken en die krag van sy opstanding te ondervind. Dit beteken, liewe vriende, waar Paulus ook al gaan vra, Here, hierdie krag wat U in Christus bewerk het om hom op te wek uit die dood, daai krag wil ek graag ondervind. Nou vriende, ek dink dit is 'n scary krag. Nee, onthou altyd met ek en jy onthou, Paulus het 'n ontsettende unieke ontmoeting met Jesus Christus op die pad van Damaskus gehad. By Paulus is daar nie meer ons, liewe vriende, 1 milligram onsekerheid oor wie Jesus is nie. Jy kan nie daai enigstens onsekerheid hê, liewe vriende, wanneer jy daardeur daai ding geslaan is, toe jy val op die pad van Damaskus en Jesus self met jou praat en sê, Saul, waarom vervolg jy my? Waarom vervolg jy my? Nou, liewe vriende, so as Paulus het kom sê, ek dink hy kom van 'n ander stance af amper, liewe vriende. Hy weet God is lewendig. Hy weet Jesus is lewendig. Hy weet die Heilige Gees is daar. Daarom kom sê hy nadat hy al hierdie ontberinge ondergaan het, dit pla hom nie, liewe vriende. Of hy doodgaan of nie dood, dit pla hom nie, want hy weet God lewe, Jesus lewe, die Heilige Gees lewe. Daarom kom sê hy, al wat ek wens is om Christus te ken. Ek het geen ander wens nie, dis al wat ek wens, want liewe vriende, hy weet dit wat die persoon wat hy aanbid, is waar, is eg, is God self, en daarom kom sy, al wat ek wens is om Christus te ken. Ek praat nie van rykdom nie, ek praat van geen van enigiets anders nie, al wat ek wens is om Christus te ken, en om die krag van sy opstanding te ervaar, daai krag waarmee God hom op, daai krag, ek wil dit graag ervaar binne in my lewe. Kom sê Paulus, dan gaan hy aan, hy sê, en deel te hê aan sy lyding deur aan hom gelyk te word in sy dood. Vriende, dit is 'n ontsaglike groot ding wat hy vra. Nommer 1 wil hy hê om Christus te ken, 2 om die krag van die opstanding te ondervind, en dan sê hy, en deel te hê aan sy lyding deur aan hom gelyk te word in sy dood. Vriende, Jesus se lyding was verskriklik geweest. Mense het hom opgespoeg, mense het op hom gevloek, mense het hom verkleineer, mense het goed in hom ingekap, 'n doringkroon op sy kop gesit. Liewe vriende, hulle het hom op die ou en dood gemaak, né? Maar dit wat Jesus die heeltyd ervaar het in hierdie lyding, nou kom sê Paulus, ek wil graag deel hê aan sy lyding deur aan hom gelyk te word in sy dood, kom sê hy.
Dit beteken dat hy so identifiseer met Jesus, liewe vriende, dat hy weer aansluit by die eerste gedeelte. Al wat ek wens is om Jesus te ken. Ek wil so identifiseer met Jesus, dat ek kan deel wees van hierdie lyding. Ek wil ook ly vir Jesus. Vriende, dit is 'n ontsaglike groot uitspraak van Paulus. En daarom dan ook die vraag by my en jou, wil ons Jesus regtig ken? Wil ons ook soos Paulus, liewe vriende, sê, maar Here, ek wil die krag van die opstanding ervaar? Vriende, kan jy glo wat 'n groot ding jy vir God vra as jy dit vra, om die krag van sy opstanding te ervaar. Dit beteken ek en jy het volledig ingekoop, liewe vriende, dat Jesus is ons verlosser en saligmaker, en al wat tel op hierdie aarde is net hy. En dis wat Paulus is. Hy is volkome, totaal oorgegee aan Jesus Christus. Totaal. Vriende, as ek en jy soos verander ons hierdie land in 'n paar maande, in 'n paar jaar. As ons as kinders van die Here in hierdie land so is, dat ons sê, Here, al wat ek wens is om U te ken, om by U waardes en norme stil te staan, maak nie saak wat nie, ons is om U te ken. Die Here, dat ek wil graag die krag van die opstanding ervaar. O Vader, gee my daai woema wat U het, wat U gebruik het op die ouend om Jesus uit te trek uit die dood uit. Here, gee my daai ontsaglike krag. Weet jy, as ons dit doen, verander ons die land, hè? Soms so 'n side note. Om deel te hê in sy dood. En dan kom sê hy, gaan hy aan in vers 11. In die verwagting dat ek self deel sal hê aan die opstanding uit die dood. Paulus sê, ek wil graag U ken, ek wil graag die opstandingskrag ervaar. Ek wil graag gelyk raak met U in die dood en in die lyding, sê hy. En dan sê hy, in die verwagting, my verwagting is dat ek self deel sal hê aan die opstanding uit die dood. Paulus sê, Here, ek het al hierdie goed gehoor en ek weet U het opgestaan uit die dood, maar ek wil net vir U sê, ek wil U ken, ek wil deel raak van U lyding, ek wil graag die krag van die opstanding ervaar, om met die verwagting dat ek deel sal hê in die opstanding, die verwagting dat ek eendag vir altyd by U sal wees. Is dit ook ons, liewe vriende, verwagting? Is dit ook ons uitsien na? In alles wat ek en jy doen, of wat ons sê, wat ons dink, liewe vriende, alles wat ons doen, om dit te doen, omdat ons uitsien met die verwagting, dat die opstanding om eendag vir altyd by die Here te wees. Is dit ook jou en my dryfveer in hierdie tyd? Sommer by hierdie een versie, vriende, dit is so ryk hierdie goed, mens kan eintlik 'n hele tyd daarby stil staan. Mag julle God se liefde ervaar, Jesus se genade ervaar, en die Heilige Gees is 'n teenwoordigheid ervaar. Amen.